my werk behels meer die navorsing en die moniteringsgedeelte van wat in die park gebeur, maar binne in wetenskaplike dienste, ons werk nie net in die Kruger self nie, ons het 'n span wat reg oor die land werk in al ons verskillende parke. Ons is opgedeel in 3 spesifieke navorsingseenhede. Daar's natuurlik die eenheid waarmee ek betrokke is, dis die Savanna, wetenskaplike dienste, en dan het ons een vir die frontierparke en dan ook een vir ons Cape and Arid Research Unit. So hulle fokusareas is baie anders. In die Savanna parke is ons baie meer doen met die groot soogdiere en basies wat ons noem soos die wildlife economy tipe produkte en so aan. En dan in die ander parke is dit nou meer behels dit ook meer soos veral in die Kaap area in die arid region hanteer hulle baie meer die klimaatsverandering, rehabilitation, daai tipe van goedjies. So die fokus in die verskillende nodes is baie verskillend, maar ons werk almal saam, jy weet, want ons is maar 'n kleinerige span binne in Sandparks, maar ons gebruik ons expertise van al die verskillende personeel wat ons het om dan uit te help in die verskillende parke in. Sandparke is basies soos ons CEO sê, ons is 'n baie science-driven organisation. Baie van ons werk wat ons doen of die vrae wat ons probeer antwoord is gebaseer op navorsing wat ons doen. So navorsing speel 'n baie belangrike rol in wat ons doen in sandparke, omdat ons ook 'n bewaringsorganisasie is. Jy weet, is daar baie monitering wat moet plaasvind en die resultate of die recommendations, soos hulle noem, word dan toegepas in ons verskillende parke in. So ja, so dis redelik belangrike aspekte van navorsing wat bydra tot hoe ons sandparke bestuur. En ons werk baie hand in hand met verskeie departemente om dit te laat gebeur. Die Krugerpark is baie spesiaal en dat in baie verskeie vir baie verskeie redes is dit baie spesiaal vir my, want ek het daarom ook die geleentheid gehad om voordat ek die bestuurder geword het van wetenskaplike dienste, was ek 'n streeksekoloog vir die area. So ek het die geleentheid gehad om rond te vlieg in die helikopters en die vliegtye om die diere te tel, jy weet, maar dit was ook 'n geleentheid vir my om dan die park self te sien. Ek kon die park sien in maniere wat jy weet, gewone mens nie 'n noodwendige kans kry om te doen nie, en ek was betaal om dit te doen. So dit was vir my baie spesiaal en ek dink dit het daai liefde vir die park vir my geopenbaar. Ja, want ek kon sien wat hierdie plek so spesiaal maak. Ons het baie navorsers wat na die park toe kom, spesiaal vir Kruger. Eerstens omdat ons die fasiliteite het wat die navorsers kan akkommodeer om hulle navorsing te doen. So jy kan jou, soos in Engels sê, you put your finger in all the pies, jy weet, dan kry jy nou 'n idee wat aangaan. Maar omdat ek, jy weet, wanneer ons sensies vlieg, sien jy gewoonlik die diere wat jy kan sien, reg? Maar dan is daar ook hierdie, ons noem hulle cryptic species, goed wat jy nie elke dag sien nie. So ons het op die oomblik 'n projek aan die gang oor die otters in ons rivierstelsels. So dit is nogal vir my baie interessant, want ek weet net julle al 'n otter gesien in die Krugerpark nie, maar baie mense kry nie die geleentheid om 'n otter te sien nie. So ons het nou basiese 'n navorsingsprojek aan die gang gekry, en hierdie navorser sal dan nou, sy het basies wat ons noem camera traps, dis kameras wat ons strategies geplaas het in van ons groot riviere, basies net om te sien wat doen hierdie ottertjies en hoeveel is hulle, is dit 'n mamma en 'n pappa en 4 kleintjies, jy weet, wat doen hulle, en ja, van baie min mense kry hulle te sien, en ons het nie regtig 'n idee van wat hulle demografie behels nie, wat hulle doen, wat eet hulle, jy weet, daai tipe van goed. So is vir my 'n baie interessante projekkie daai.